Ik wil zo graag geloven dat ik zijn kind ben. Ik wil zo graag zeggen dat ik van hem hou. Ik wil weten dat ik met hem verbonden ben. Ik wil zo graag bereid zijn als hij komt. Goeiedag op hierdie Vrydag geliefdes, ons sluit hierdie kort reeksie af. Daar is nog so baie wat gesê moet word. Maar ons fokus net op hierdie een vers, Deuteronomium 13 vers 14, en het sluit af met die woorde, dat jy hom moet aanhang. Dit is nogal 'n vreemde woord, nee. Ons moet hom aanhang. As jy in die Amplified Bible gaan lees, dan sê hy, you must cling to him. Nou, dis nou iets wat vandag nie so lekker afgaan nie. Ons hou nie van mense of iets wat klingie is nie. Kinders moet nie te klingie wees nie. 'n Man en 'n vrou moet nie te klingie wees aan mekaar nie, want dit beteken jy's needy. En daar word so baie afgepraat op iemand wat needy is. Is dit dan wat God hier sê? Ja. Dis presies wat hy hier sê. Dis presies waartoe ons uitgenooi word. Om hom aan te hang, om aan hom vas te klem. Hoekom sou ons dit doen? Omdat hy God is. Ek het nie genoeg tyd om oor die wonderlikheid van God te praat nie. Die skepper, die onderhouer, die redder, die gees, die trooster wat in ons is, wat ons begaaf met allerlei talente en gawes. Oor die wonderlikheid van God kan ek nie ophou praat nie. So hoekom sal ek dan nie aan hom wil vasklem nie? Hoekom sal ek nie een wees wat hom tot die einde toe sonder ophou aanhang nie? Iemand in die Nuwe Testament het geweet hoe dit voel. Sy het geweet waarmee sy te doen gekry het, wanneer sy met Jesus te doen gekry het. Haar naam is Martha, die suster van Maria. Jy kan net so vinnig, wil ek saam met jou lees, is Lukas 10, hier van vers 38 af. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daaraan en sê, Here, hinder dit nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie vir haar af weggeneem word nie. Maria het gekies om Jesus aan te hang, elke woord wat uit sy mond kom, elke gebaar wat hy met sy hande gemaak het, sy het dit aangehang, sy kon nie genoeg daarvan kry nie, sy was klingie, sy was needy, en Jesus kom sê, sy het die beste gekies. Dit is altyd vir my so mooi, hoe 'n klein kind na 'n ouer toe kan hardloop en hulle om die bene vasgryp, soveel so, dat die ouer baie keer as hulle moet stap, dan stap hulle maar met die kind aan die been. Dit is hoe ons Christus, hoe ons God almagtig moet aanhang. So vashou met al ons krag, dat ons nooit weer wil laat los nie, want hy is God. En in hom is alles vir ons geluk en vir ons vrede en vir ons vreugde. Maar dan moet ons hom aanhang. Ons moenie betrokke raak met allerlei strydgesprekke wat jou laat twyfel oor jou geloof, laat twyfel oor God nie. Ons moenie die verkeerde predikers, menslike predikers begin aanhang met hulle vals of halwe profeseë nie. Ons moet in die teenwoordigheid van die gelowiges kom, waar daar tot sy eer gesing word, en waar die woord suiwer verkondig word, en waar jy voorgegaan word in gebed, as 'n aanhanggeleentheid. Ons hang sportspanne aan, die Springbokke en die Blou Bulle, en ek wil nie uitbrei oor daai goed nie. En ons is aanhangers van hierdie groepe, en sekere mense, maar is ons nog aanhangers van God?
Is sy woord nog vir ons die belangrikste? Is sy opdragte vir ons nog die belangrikste? Is sy koninkryk nog vir ons die belangrikste? As dit nie is nie, dan hang ons hom nie aan nie. En dan moet ons nie verbaas wees dat ons sukkel nie. In die Ou Testament word ons al geleer wat dit vat om reg te leef met God. En dit eindig met hierdie woord. Jy moet God aanhang. Mag ons in mekaar sien dat ons aanhangers is van 'n wonderlike God. Shalom. Want ik word meer en meer en meer zoals Jezus. Ik kom nader, nader aan zijn troon. Mijn hele leven geef ik aan Jezus. In mijn hart draagt Hij de kroon. Ik wil zo graag geloven dat Hij de koning is. Ik wil zo graag zeggen dat ik van Hem hou. Ik wil zo graag bidden als ik alleen ben. Ik wil zo graag bereid zijn als Hij komt. Dan gaan we met z'n allen.